Jy is welkom om saam oop te maak by Matteus 13. Matteus 13, ons lees vanaf vers 24. Ons is besig met die gelykenisse van Jesus. Ons het gesê ons gaan 'n bietjie stil staan by Jesus se gelykenisse. Gelykenisse is maar eintlik 'n storie wat 'n geestelike waarheid leer. Dis wat 'n gelykenis is. So Jesus het 'n storie vertel om iets oor die geestelike realm vir ons te leer, iets oor Christendom vir ons te leer. Hy gebruik stories om 'n kernwaarheid vir ons te leer. Jesus het nie net in gelykenisse geleer nie. Baie predikers sê, ja, selfs Jesus het in stories geleer, predikers moet in stories leer. Nee, dit is 'n verkeerde interpretasie van die skrif. Jesus het in Matteus 5, het hy inteendeel direkte prediking gegee. Hierso gebruik hy nou 'n storie, 'n gelykenis, om sekere waarhede deur te gee. So ons gebruik dit nie as 'n model noodwendig nie, maar ons gebruik dit om te weet dat Jesus besig is om vir ons iets kerns te leer. Ons het verlede week gepraat oor die gelykenis van die saaiër en die saad wat val op 4 grondgebiede. Ons het gesê ons hart is een van daai 4 grondgebiede. So dit gaan oor hoe jy hoor. Hoe jy hoor en hoe jy God se woord aanneem, is natuurlik wat se grond jy het in jou hart. Nou hierdie gelykenis gaan ek vir ons lees vanaf vers 24 tot 30 en dan gaan ek spring na 36 tot 43. Ek wil net vir jou sê die rede hoekom ek vers 31 tot 35 uitlos, is want dit is ander gelykenisse wat Jesus vertel. En eers in vers 36 gee Jesus die verduideliking van dit. Maar dit is nie moeilik nie, want as jy dit gaan lees, gaan jy sien, Jesus het 'n gelykenis vertel, toe nog ene en toe nog ene, en dan begin vers 36 wat sê, toe Jesus by die skare wegstuur, het hy die huis binne gegaan. So met ander woorde, nadat hy 3 gelykenisse vertel het, toe vra die disippels hom oor die eerste een wat hy vertel het. Hulle wou weet, wat was hierdie spesifieke een? Hierdie gelykenis is ook 'n gelykenis wat Jesus vir ons verduidelik, waarvoor ek baie dankbaar is. So, ek wil net vir jou sê, dis die rede hoekom 'n ou spring. Want ons lees die gelykenis en dan lees ons die verduidelike. So ek gaan lees Matteus 13, vers 24 tot 30 en dan vers 36 tot 43. Ek lees vir ons uit die 2020. Hy, dis nou Jesus, het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op 'n saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom, drabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die drabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, meneer, het u dan nie goeie saad op die saailand gesaai nie? Waar kom die drabok vandaan? Hy het vir hulle geantwoord, 'n vyand het dit gedoen. Die slawe sê toe vir hom, wil u dat ons dit bymekaar gaan maak? Maar hy sê nee. Anders kan julle dalk terwyl julle die drabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die drabok bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar maak die koring in my skuur bymekaar. Vers 36. Toe het Jesus die skare weggestuur en die huis binne gegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die drabok in die saailand. Hy het geantwoord, die een wat die goeie saad saai, is die seun van mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die drabok is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die tyd. En die wat oes, is engele. Net soos die drabok dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf bymekaar maak en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Laat die wat ore het luister. Jesus begin nou met 'n kerntema en hy praat van die koninkryk van die hemele. Nou in hierdie gelykenis sien ons hoe Jesus 'n prentjie skets en vir ons maar eintlik kom wys wat Jesus se werk is en wat Jesus self kom doen het
Hy kom wys ons ook in hierdie gelykenis 'n sekere taak of verantwoordelikheid van die Satan, wat die Satan kom doen, en hy gee vir ons so 'n bietjie inligting oor die eindtyd. Nou vir ons om hierdie gelykenis goed te verstaan, moet ons net gou 'n paar definisies kry. Net 'n paar definisies. Die eerste definisie is die koninkryk van die hemele. Ek dink ons moet dit probeer verduidelik. Die koninkryk van die hemele verwys nie noodwendig net na die hemel toe nie. Ek dink 'n manier hoe ou dit kan sê is om te sê dat die koninkryk van die hemele is daar waar God heers. Daar waar God heers. God heers natuurlik in die hemel, maar waar is die ander plek waar God heers? My hart. In die gelowige se hart. So die koninkryk van die hemele is 'n plek wat hier binne in ons is, maar tog ook in die hemel. Die koninkryk verwys daar waar God aan bewind is. So dit begin binne in ons, en dan wanneer ons vertroue en hoop in Jesus sit, dan groei dit al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. Dit is die liefde van God wat in ons groei, nee, dis hierdie genade, dis vergifnis, dis al hierdie goeie koninkrykselemente wat besig is om in ons harte te groei. So die koninkryk is hier en nou. Lukas 17 vers 21, dalk is dit 'n goeie skrifvers wat ek vir jou gou kan lees. Lukas 17, hoor wat sê Lukas 17 vers 21. Mense sal sê, kyk, hier is die koninkryk, of daar is dit. Maar die koninkryk van God is in julle midde. Die 33 sê, hy is binne in julle. Die koninkryk begin hier en nou. Dis hoekom jy vrede kan hê, al val die wêreld om jou uitmekaar. En dis God se koninkryk wat besig is om in jou hart te heers. Dis hoekom jy liefde kan hê, selfs al vervolg hulle jou. Dis hoekom jy kan vergewe, selfs al verdien mense dit nie. Want daar's iets van die koninkryk wat in jou is. Nou kom ek, Jesus gebruik 'n gelykenis. Kom ek skakel by hom in met my eie metaforiese voorbeeld. Dink aan jou hart, so 'n klein saadjie. Nou wanneer Jesus jou koning word, groei daardie saadjie. Jesus kom plant die saadjie in jou hart, en daai saadjie groei elke dag bietjie meer en bietjie meer. En wanneer meer mense hom volg, groei daar oral saadjies reg oor die wêreld. En dan eendag wanneer Jesus terugkom, dan sien ons, kyk al die saadjies, kyk al die koring wat opgegroei het. So die koninkryk begin nou groei. Die koninkryk is sigbaar binne ons. En eendag wanneer Jesus kom en ons na die hemel toe vat, nee, dan weet ons, daar is die voltooide koninkryk van Jesus. So dit is die idee wat geskets word. Jesus probeer vir ons sê, die koninkryk begin. Hy begin, en hy's besig om voltooi te word, veral hoe nader ons aan die eindtyd beweeg. Dis wat hy probeer sê. So die koninkryk van die hemel, hy wil vir jou wys, dit is eintlik maar redding. Dit is Jesus in jou. Dis waarvan hy praat. Dan praat hy oor 'n saaier. Die saaier sê hy is die seun van mens. Nou die Bybel gebruik baie keer die term seun van mens, en baie keer gebruik hy seun van God. Nou dit is so interessant, wanneer die Bybel gebruik seun van mens, verwys hy eintlik na Jesus se goddelikheid. Wanneer hy gebruik seun van God, verwys hy eintlik na Jesus se menslikheid. Wag net, moenie nou dink ek praat soos die ou of die nuwe apostoliese kerke nie. Die ander denominasies leer dat as hy praat van seun van God, dan was hy mens. As hy praat van seun van mens, dan was hy God. Dis nie die geval nie. Dis eintlik maar sinonieme vir mekaar. Ek wil net jy moet dit weet. Maar die seun van mens kom eintlik van Daniël 7. Daniël 7 het 'n visioen gehad en gesê, ek sien 'n God wat kom soos 'n mens. Met ander woorde, 'n seun van mens. Die Joodse gelowiges het gesê, as jy sê jy's 'n seun van God, my broer is 'n seun van God. Ons almal is kinders van God. So om te sê jy's 'n seun van God, sê maar eintlik jy's 'n kind van God. Dis maar eintlik. Maar om te sê jy's 'n seun van mens, dit beteken jy's God. Want dit kom van Daniël 7 af, nee. So hier sien ons, Jesus sê, dit gaan oor gelowiges, en dit gaan oor Jesus wat die saaier is, en hy saai in 'n land. Nou vers 38 sê vir ons, hierdie land is die wêreld. Nou daar is sekeres wat sê, dis die wêreld daar buite, dis nie die kerk nie. Dan is daar ander wat sê, dit is die kerk, en is nie eintlik die wêreld nie, want hoekom sal die Satan slegte saad in die bose wêreld saai?
Maar ek wil hê ons moenie dit 'n debat maak nie en ons kan daaroor gesels as jy wil na die tyd of so, maar ons hoef nie ons koppe hieroor te breek nie. Dit is eintlik maar die idee van beide. Want dink gou mooi aan Jesus se woorde. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in die wêreld. Nee, so wat Jesus eintlik sê is wanneer hy sê wêreld is, dis die idee dat omdat ons nog in die wêreld is, of ons nou die kerk is of nie, Christene gaan slegte saad ontmoet in hulle lewens. Van hulle gaan in die kerk sit, en van hulle gaan by jou werk sit, van hulle sal selfs by die huis wees. So, ons hoef nie ons kop te breek oor waar die saailand is nie, ons weet dis hierdie wêreld, of hulle nou in die kerk is, of buite die kerk is, dis die saailand. Dan praat hy van goeie saad, dis mense wat gered is, en hy praat van drabok. Nou drabok is interessant, drabok is 'n onkruid wat presies lyk soos koring. Ek het vir jou 'n fotootjie gekry, as jy daai fotootjie van my kan opsit. Op in die fotootjie gaan jy sien wat koring is, en jy gaan sien wat drabok is. Koring is aan die linkerkant, drabok is aan die regterkant. Dit is moeilik om dit te onderskei, veral as in die beginfase as dit groei. Dis eintlik hulle sê wanneer hy ryp is, wanneer jy hom moet oes, dan kan jy in fyn detail, jy kan sien daar's 'n verskil, nê? Nee. Ja, maar dis 'n klein verskil. So dis eintlik eers wanneer jy hom oes, wanneer jy kan sien daar is 'n verskil. Drup hierdie gelykenis nie net van die ironie nie. Jesus sê, daar gaan mense wees wat sê, hulle is koring, want hulle lyk soos 'n Christen, hulle klink soos 'n Christen, hulle praat soos 'n Christen. Hy sê, maar as die Here kom, is hulle nie 'n Christen nie. Ek wil hê, ons moet gou let ook op iets hierso, wat baie belangrik is. Kyk gou na vers 28. Jesus het hulle geantwoord, 'n vyand het dit gedoen. Die slawe sê toe vir hom, wil u dat ons dit bymekaar gaan maak? Maar Jesus sê, nee, anders kan julle dalk terwyl julle die drabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Jesus sê, die slawe wat ons nou is, ons kan dalk sukkel om te onderskei tussen koring en drabok, tussen koring en onkruid. En eintlik wat hy ook sê, is dat dit Jesus se werk is om die onkruid van die koring te skei. Dis nie ons werk nie. Dis nie ons werk nie. Ons werk is nie om te sê, ha, daar sit jy jou drabok, ek het jou. Hy sê, ja, jy weet, wonder jy of hy koring is, of is hy drabok? Dis nie ons werk nie, en dis nie wat ons moet doen nie, dis nie die doel van die gelykenis nie, ek wil sommer dit duidelik maak, want Jesus sê nee, die mense sê, moet ons hulle skei, nee, asseblief, ons is nie daarso om te veroordeel nie, né? Daar is net een regverdige regter, en daar is net een wat wel die mag het. So dis die drabok en die goeie saad. Die drabok is eintlik maar kinders van die bose, kinders van die Satan, kinders met die sleg in hulle. Die vyand wat die slegte saad saai, is die Satan homself. Wie anders daar is die bedrieër? Wie anders daar is die prins van hierdie wêreld en die prins van sonde? En dan natuurlik die oes, as dit tyd is om die koring te pluk, dan beteken dit is die laaste dag, die eindtyd, die volëinding van tyd. En dan natuurlik wat vir my baie interessant is, die wie oes is die engele. So het ons 'n prentjie. Ek jou net help. Het ons 'n prentjie. Jesus vertel 'n gelykenis, en in sy gelykenis is dit hy wat saad saai. Hy gebruik mense. Onthou julle verlede week se gelykenis, saaiers is mense wat net die koninkryk verkondig, mense wat net evangeliseer. As mense wat gaan saad saai, van hulle gaan op goeie grond val. Maar daai saad wat groei op die goeie grond, binne in daai land, wat die kerk, die wêreld, die werksplek, enige plek maar eintlik kan wees in hierdie wêreld, in ons toekomstige tyd, binne in daai tyd, gaan daar goeie saad wees en slegte saad. Daar gaan regte mense wees, natuurlik is ons almal regte mense. Daar gaan regte gelowiges wees en valse gelowiges. En vir ons gaan dit ongelooflik moeilik wees om te kan sien wie's eg en wie nie, tot en met die vrug na vore kom. En nou begin ons 'n bietjie verstaan hoekom Jesus ook gesê het,
Jy herken 'n boom aan sy vrug. Maar hoe ook al die geval is, ons kan die vrug identifiseer, nê. En as ons sien 'n slegte vrug, dan beteken dit ons is nie betrokke raak met dit nie. Maar ons is nie daar om te sê, ja, jy gaan hel toe. Ons plaas nie die oordeel oor hulle nie. Jesus gaan dit doen. Jesus saai in sy land, die Satan saai ook in sy land. En hy doen dit juis om die werk van Jesus te verhinder. Dit is die doel. Nou, dit is so interessant, as jy 'n boer was, 'n saadboer, in die Nuwe Testamentiese tyd, en jy het met koring geboer, en jou buurman het vasgesit, dan daai buurman, onthou, die liefde van God het verkoel in die Nuwe Testamentiese tyd, né? Israel was afvallig. En sê nou jy en jou buurman, wat ook 'n boer was, het vasgesit. As hy vir jou wil wys hoe hy voel oor jou, dan sal hy drabok vat, en hy sal dit sommer net so handjie vol so in jou land ingooi. Dit was so erg, dat die Romeine 'n wet gemaak het, om te sê, as ons iemand vang wat drabok saai, dan is daar 'n groot fooi, 'n groot boete. Ek bedoel, dit klink vir my soos 'n algemene ding, as daar 'n wet al was teen dit. Die Romeine het 'n wet teen dit gemaak. So hier sien ons hierdie prentjie wat Jesus skets, en sê dat wat ook al hy gaan doen, weet, dat die vyand kort op sy spore is om dit te verhinder. Nou kom ons verduidelik hom so bietjie, en dan gaan ons hom so bietjie toepas vir ons. Ons verstaan nou die definisies. Ons sien duidelik uit die gelykenis, dat dit maar eintlik vir ons 'n tipe waarskuwing is. Dit moet vir jou 'n waarskuwing wees. Jy moet ingestel wees op die feit dat daar drabok tussen die koring is. Die Bybel noem dit ander name ook op verskillende plekke. Hy sê wolwe onder die skape, bokke en skape. Jy moet weet, daar is onkruid tussen die goeie saad. Daar is valse gelowiges tussen die egte gelowiges. En die doel van die valse gelowige, alhoewel hy dit dalk nie sal herken nie, is net om te vernietig. Dis dit. Net om te vernietig. Nou Jesus sê vir jou, jy moet ingestel wees. Weet dit. Dis 'n waarskuwing. Hy gee vir ons hierdie waarskuwing. En hy sê ook vir ons, dat daar gaan ook 'n dag kom, nie nou nie, maar amper, wanneer hy die koring sal skei van die drabok. Of ons sê ook die koring van die kaf, nê? Of ons sê ook die skape van die bokke, nê? Die skape van die bokke. Weet jy wat is die verskil? Soms so op die kantlyn, 'n voetnoot uitjie. Weet jy wat is die verskil tussen 'n skaap en 'n bok? 'n Skaap hoor die herder se stem en volg hom. Hy doen wat hy sê wanneer die Here praat. 'n Bok, nee, hy hoor die herder, maar hy doen sy eie ding. 'n Skaap sê gewoonlik, ja Here, ek luister. Maar die bok sê, ja Here, maar, of ons kan hom dalk met bietjie humoristies maak en sê, ja Here, maar. Ek hoor 'n ander, maar dit is baie flou. Hy sê 'n skaap lees die Bybel en doen dit. 'n Bok eet die Bybel en doen sy eie ding. En is gewoonlik so. Ons het so groot boerbok gehad daar op die plaas. En dan het ons die dubbeldeur hout agterdeur. Ek ken ons daai dubbeldeur hout agterdeur. Die twee dele bo in die onderdeel. En vir ons as tienerseuns, ek bedoel, is klippe gooi en klei laat en ketty skiet was die ding op die plaas gewees daai tyd. En om natuurlik om die boerbok te terg om te kyk wie kan hy vang. En ek onthou een spesifieke keer het ons hom goed warm gemaak, die boerbok, dat hy kwaad was. En hy stamp daai dubbeldeur van ons, laat hy nie kant toe oopmaak nie, maar sommer opwaarts oopmaak. Skape het 'n eienskap om Jesus te volg. Bokke het 'n eienskap om te rebelleer. Bokke is gewoonlik die ouens wat skering in kerke bring.
Bokke is gewoonlik die ouens wat die kansel wil oorweldig en sê, is my pad. Ek wil vir jou sê, dis ouens wat teenstand bied. Dis presies wat die drabok doen. Dit bied teenstand teen die koninkryk en teen gesonde groei. Maar tog sal jy die mense konfronteer en hulle sal sê, ek is 'n Christen. Ja, jy lyk soos een, jy klink soos een, maar is ons werklik? Nou die hartseer, nou ek sê eerlikwaar dat dit 'n hartseer is. Dit is 'n groot hartseer. Is daar gaan mense wees in ons midde en in ander kerke en daar buite, hulle gaan dieselfde liedjies van lof sing. Hulle gaan ook sing hoe groot is ons God. Hulle gaan ook sing haleluja. Hulle gaan dieselfde preke as ons luister. Hulle sal selfs dieselfde belydenis aflê. Hulle sal selfs 'n doop ondergaan. Maar deur al die goed wat hulle doen, het hulle net nêrens 'n vorm van reddende geloof nie. Dit is hartseer. Ek het 'n paar weke terug 'n preek gedoen oor selfbedrog. Dit is presies dit. En dit is hoekom Jesus ook vir ons sê Matteus 7, baie, nie min nie, baie gaan vir my sê, Here, Here. Het ons nie, Here. Het ons, Here, was ek nie gedoop nie? Here, het ek nie belydenis afgelê nie? Here, het ek nie elke Sondag in die kerk gesit nie? En die Here gaan sê, maar jy het al die goed gedoen, maar jy het ontbreek in verhouding. Ontbreek in verhouding. En die woorde van Jesus lê hier by my in Matteus 15 vers 8. Hy sê, hierdie mense, die bokke, hierdie mense eer my met hulle woorde, maar hulle harte is ver van my. Waar lê jou hart? Nie jou mond nie, jou hart. In ons studie van Jakobus sê ons ook, Jakobus gee die mooiste uitbeelding van sê, egte geloof word bevestig deur dade. As jy regtig erg glo in die Here Jesus, gaan jy regtig erg doen wat die Here Jesus verwag. Baie mense fokus op die vrug wat hulle dra, maar hulle wortel is vrot. Dit gaan oor, waar lê jou hart? Is jou hart regtig by die Here? Ek wil so ver gaan om vir jou te sê, moenie probeer goeie goed doen nie. Laat die Here goeie goed deur jou doen. Ek wil vir jou sê dat kerkbywoning, die samesyn van gelowiges, dit is 'n gebaar van waar jou hart lê, weet jy dit? Dit is 'n gebaar. Ek kom kerk toe. Ek kom kerk toe. Want ek weet wie my herder is. En ek wil hoor wat hy vir my te sê het. En ek weet, hy beveel my om by te woon. Kerkbywoning moet nie vir jou 'n plig wees nie. Dit moet vir jou 'n wil wees. Ons het 'n woord vir hierdie drabok. Nee, die Bybel het 'n woord vir hulle. Hy praat van skynheiligheid. Dis mense wat sê hulle dien die Here, maar in werklikheid doen hulle dit dalk net met hulle mond, maar nie met hulle harte nie. Hulle lyk soos koring, maar die wese is onkruid. En dit is wat jou geloof eg maak, nee. Wat maak jou geloof eg? Het jy geweet, Jakobus sê die demone sê ook, God is een en hulle bewe. Weet jy wat maak die verskil? Die Satan glo ook in God. Weet jy wat maak die verskil tussen jou en die Satan of demone? Albei glo in God. Maar die bose het nie 'n verhouding en vrede met God nie. Ons het 'n verhouding. En jy weet so goed soos ek. Verhouding is nie 'n psigiese element nie. Verhouding is 'n hartsaak. Weet jy wat maak die verskil tussen jou en die bose? Is dat as jou hart by die Here lê. Hoe weet jy jou hart lê by die Here? Wel, Jakobus sê vir ons, kyk na jou dade. Kyk na jou dade. Een van my goeie predikers waarvan ek hou is John Piper. John Piper het so interessant in die week het ek so 'n kort videoetjie gesien van John Piper waar hy sê hy het vir hierdie AI, nee, ChatGPT. Hy het ChatGPT gevra om vir hom 'n gebed te skryf met die teologie van
van D.A. Carson, dis nou 'n ander groot teoloog. Hy sê vir ChatGPT, skryf vir my 'n gebed met hierdie tipe teologie. Hy sê en ChatGPT bring die mooiste gebed na vore. Hy kyk na daai gebed en hy sê, "Ja." En hy vra homself, John Piper vra homself tot die vraag, hy sê, "Is dit aanbidding?" Nee, want dit is 'n masjien. Hy het geen verbintenis met God nie. Dis leë woorde. Jy kan die mooiste gebed bid, die mooiste lied sing, maar as jou hart nie by die Here is nie, is dit leeg. Hierdie gelykenis wys ons dat ons in hierdie wêreld is, maar dat die wêreld nie in ons moet wees nie. Ons is in hierdie wêreld en die wêreld is om ons, dalk miskien langs ons. Hulle is by die werk, hulle is by die huis en hulle groei soos die wêreld. Maar hy sal vir jou sê, ek lyk soos jy, ek klink soos jy, ek dink ek is koring, maar in sy wese wil hy jou net vernietig. Jesus wil net vir jou sê, wees waaksaam. Moenie vinger wys nie, wees waaksaam, wees attent. Paulus skryf dit ook mooi, hy sê, jy gaan nie die hele wêreld kan vermy nie. Jy gaan nie. Ons idee is nie om die wêreld te vermy nie. Ons idee is om te skyn in die wêreld, né? Ja. So het ek vir jou 3 toepassings van hierdie gelykenis. Nou dat jy so 'n bietjie meer van die definisies het, 'n bietjie meer van 'n verduideliking, is 3 toepassings. Indien die Satan valse Christene saai, eerstens soos ons gesê het, moet ons waaksaam wees. Ons moet altyd waaksaam wees. Altyd. Ons moet waaksaam wees sodat ons self nie afvallig raak nie. Ons moet waaksaam wees sodat ons fokus op dit wat reg is, sodat ons fokus op God. Ons moet versigtig wees wie ons toegang gee tot die binneste van ons harte, met ander woorde wie ons beïnvloed. Net omdat 'n ou in die kerk sit, beteken nie noodwendig dat sy motiewe suiwer is met jou nie. Ons noem hulle vermomde Christene, tussen aanhalingstekens, wat miskien selfs nie, van hulle weet self dalk nie dat hulle drabok is nie, want hulle self is blind. Almal wil koring wees, ek wil koring wees, almal, hier's nie een van julle wat hier sit wat sal erken dat jy drabok is nie, ek wil nie drabok wees nie, ek wil koring wees, dus almal wil wees. Ek weet daar's sekere ouens wat agter kansel staan, wat ook sê, ek wil koring wees, maar die woorde wat hulle uiter getuig van drabok. 2 Petrus 3:16 sê dit mooi, hy sê, daar kom sekere moeilike verstaanbare dinge voor in die skrif, sekere goed wat die onkundige en die onstandvastige mense tot hulle eie ondergang verdraai, soos hulle ook met die ander skrif te maak. Mense ly dalk onder 'n blindheid, 'n geestelike blindheid. Dit was tog die doel van die Fariseërs. Niemand wil erken hy skyn heilig nie, niemand wil erken hy's drabok nie, niemand wil erken hy's 'n bok nie. Paulus waarsku ook die kerk in Korintiërs, 2 Korintiërs 11 vers 14-15. Hy sê sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulself verander in apostels van Christus. Hoor hierso. Hy sê geen wonder nie, want die Satan self verander hom as 'n engel van die lig. Hier is niemand van ons wat opsetlik die Satan wil glo nie. Hy moet vir my lyk soos 'n engel. Is niemand van ons wat 'n leuen wil glo nie. Dit moet lyk soos die waarheid. En dit is hoekom ons die gesegde ook gekry het, of sê, die gesegde wat sê, as jy die duiwel soek, moenie vergeet om in die kerkstoele en agter die kansel te kyk nie. Moenie, dis al wat ek vir jou wil sê. Ek wil nie vooroordeling motiveer nie, dit is nie die doel nie. Ek wil net vir jou sê, ons moet attent wees. Ons moet waaksaam wees, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Waaksaam wees, ons moet in die skrif wees. Ons moet volgende tree na volgende tree in sy woord sit. Ons moet, soos die skrif sê, wandel in die gees, wat die woord van God is. Ons moet ook nie verbaas wees, as mense ons soms in die rug gaan steek nie. Ons moet ook nie verbaas wees, as mense uit die kerk uit gaan nie, vir ander motiewe. Ons is waaksaam.
Dit is gesnaaks, want gewoonlik as jy hierdie mense konfronteer met die waarheid, dan vat hulle die pad, nee, soos hierdie prentjie wat ek sien. Hy een persoon konfronteer skelm met 'n binaklawa op en hy sê vir die skelm, ek het jou vingerprinte gekry, jou vingerafdrukke gekry, ek weet jy het my skootrekenaar gesteel. En woep, hard op die skelm weg. Getuig van skuld. Dit is gewoonlik so wanneer die waarheid sulke mense konfronteer, van die mense gewoonlik die pad. Ek wil gou vir jou iets sê. 'n kerneienskap van Christendom is om altyd leerbaar te bly en om altyd te hoor. Sit, as jy verskil en die waarheid konfronteer jou, sit eerder met my of met 'n prediker of met 'n broer en bespreek dit met 'n oop Bybel voor jou. As wat jy net sê, ja, daai ou, hy vat ander predikers aan, kom ek, vat die pad. Hulle worship, hulle liedjies is nie mooi nie, kom ek vat die pad. Ek hou meer van hierdie ervarings, kom ek vat die pad. Ek sê nee. Sulke mense sê Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 4:3, hy sê hulle wil eerder gestreel word in die woord. 1 Johannes 2:19 sê dit ook. Hy sê hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie, want as hulle werklik deel was van ons, sou hulle by ons gebly het. Wat 'n gelowige sal 'n gesonde kerk wat die Bybel leer verlaat? Dis wat ek jou wil vra. Stel jou voor, daar is 'n man wat maak asof hy 'n brandweerman is. Hy dra die klere van 'n brandweerman, hy ry selfs 'n rooi bakkie van 'n brandweer, hy het selfs hierdie rooi lig op sy dak, hy daag selfs by brande op, maar in plaas daarvan om te help om die brande te blus, gaan hy na ander plekke toe en hy steek ander huise aan die brand. Die buurt vertrou hierdie man, want hy lyk soos 'n brandweerman, hy ry soos 'n brandweerman, en hy daag op waar brandweermanne moet opdaag, maar eintlik saai hy vernietiging. Net so is daar mense wat lyk soos Christene. Hulle ken die taal, hulle sing die liedere, hulle weet selfs waar is die boek van Romeine, maar hulle bring nie die lig en die sout en die lewe van Christus nie. Hulle bring verdeeldheid en maak dit swaar vir die wie waarheid verkondig en vir wie waarheid staan. So dit gaan oor die vrug en nie oor die voorkoms nie. Die tweede toepassing, wat korter is. Die eerste een is, onthou, kry 'n ingesteldheid, wees ingestel, wees waaksaam, bly in die woord, is tog skriftuurlik. Die tweede een, alhoewel hier gemengde saad onder ons is, moet dit ons nie weerhou van die kerk nie. Nou hierso is vir my 'n goeie geleentheid om bietjie daaroor te praat. Iemand kan mos nie by die huis bly omdat hy sê daar is 'n skynheilige ou by die kerk nie. Ek wil net gou met jou praat. Die kerk is nie 'n perfekte plek nie. En dit hoef ook nie perfek te wees nie. Ons streef na perfektheid. Ons streef na heiligheid. Ons streef om alles reg te doen. Ons streef om ons administrasie reg te doen, om ons finansies reg te hanteer. Ons streef na elke element van kerk wees om dit perfek te doen. Weet jy hoekom wil ons dit perfek doen? Want ons doen dit vir die Here. Maar terselfdertyd weet ek dat ek swak is en dat ek misluk en dat ek nie perfek is nie, want ek is in hierdie gebroke vlees van my. So ergens gaan my gebrokenheid seker deurkom. Ergens gaan ons diensspan se gebrokenheid seker deurkom. Ek kry baie mense wat na my toe kom en sê ek wil nie kerk toe gaan nie, want daai ou wat dit en dit gedoen het, hy sit daar. Ek sê, okay. Maar jy weet, jy moet kerk toe gaan. Ja, ek weet. Ek sê, wel, dan stel ek voor, kry vir jou 'n ander kerk. Ek dink jy's reg, pastoor. Ek sê, ja. Maar maak seker, jy kry die keer die regte kerk, 'n perfekte kerk. Ja, ek gaan vir my 'n perfekte kerk soek. Ek sê, mooi. En dan wanneer jy die perfekte kerk kry, maak seker jy word lid van daai kerk. Ja, ek gaan verseker lid word van daai kerk. Ek sê wonderlik, want die oomblik wanneer jy lid word, is daai kerk nie meer perfek nie.
Dit is 'n onrealistiese verwagting. Regtig. Jesus deel hierdie gelykenis om vir ons te wys dat daar gebrokenheid ergens gaan inkom, die eerste plek. Maar dit beteken nie dat ons moet wegbly nie. Die oomblik as jy hier sit vir iemand, is dit selfsugtig. Die oomblik as jy wegbly, omdat iemand anders hier sit, is dit ook selfsugtig. Kan ek ons as 'n geestelike gesin net gou-gou herinner waaroor kerk gaan? Kerk gaan nie oor my en jou nie. As iemand vir jou sê die musiek was nie lekker nie, weet jy wat jy moet vir hulle sê? Die musiek was nie vir jou nie. Dis vir die Here. Ons luister na die prediking van die woord, weet jy hoekom? Want wanneer ek die woord verkondig op 'n suiwer en 'n onfeilbare manier, op die regte manier, dan sal die woord, soos Johannes 16 vir ons sê, altyd die Here verheerlik. En dit is hoekom ons uitspraak lewer teen verkeerde kerke en valse leraars, want hulle maak 'n afgod van mens, van hulle self. Die verkondiging van die woord, die prediking van die woord, die kerkbywoning, die gesange, dit wat ons sing, die liedere wat ons sing, moet altyd die Here verheerlik. Altyd. Dis nie maar net 'n mooi boodskapie om ons te laat beter voel nie. Alhoewel dit selfs soms sekondêr is, nê. Soms stap jy uit en jy sê, "Sjoe, wow, dis 'n kernwaarheid." Maar kerkbywoning is 'n gebaar van jou geloof. Ek gee uiting eerstens, want ek behoort aan die Here en ek wil deel wees van sy geestelike gesin. En nie net dit nie, eerstens doen jy dit vir die Here, tweedens doen jy dit vir medegelowiges. En weet jy wie's laaste? Jy jouself. Dan jy. Ons is verstel om die Here te verheerlik, ons is verstel om mekaar se laste te dra, en dan natuurlik sit ek hierso, want ek weet, ek kry geestelike kos en geestelike vervulling. Dit gaan oor meer as net om in 'n stoel te sit. En dit is ook die groot rede hoekom ons vanaand die lidmaatskapkursus aanbied. Want ek dink net nie mense verstaan meer waaroor gaan kerklidmaatskap nie. Ons is nie perfek nie. Ons het nie alles altyd agter mekaar nie, maar ons streef daarna. Ek sou nie in die kerk gesit het as ek nie Jesus nodig gehad het nie. Ek sit hier want ek het Jesus nodig. Ek sit hier want ek wil Jesus hoor. Ek sit hier want ek wil Jesus proklameer. Ek wil hom verkondig. Ek wil nie net kyk wat hy vir my kan wees nie, of wat hy vir my kan doen nie. Nee, ek wil hom eer bring. Dis soos die man wat hospitaal toe gaan vir malaria. Het jy al 'n storie gehoor, die man gaan hospitaal toe vir malaria. Hy kom terug uit malaria. Hy gaan na die hospitaal en hy bly daar so vir so 'n paar dae. Hy's gesond, genees van malaria. Hy kom uit of 'n paar weke miskien. Sy vrou kom haal hom. Hy klim in die kar. Hy sê vir sy vrou, "My vrou, jy mag my nooit weer na hierdie hospitaal toe vat nie." En sy dogter, "O, genigtig, wat het nou gebeur?" En sy vra toe vir hom, "Hoekom?" En hy sê, "Want hy is vol siek mense." Ja, ons kom kerk toe, want ons het ergens 'n verwagting dat ons almal alles agter mekaar het. Ons het dit nie agter mekaar nie, maar ons streef daarna. Ek smag daarna. Ek doen. En ek weet hoe die Here my hart verander as ek die woord hoor, as die woord gepreek word, en die woord kom, en hy's lewend, en hy's in my, en hy dring deur tot been en murg, en die Here verander my. Dis hoekom ek hier sit. Ek wil hê die Here moet my verander. En ek wil hê julle moet my help om te verander. Ons moet mekaar rekenskap hou, ons moet mekaar accountable hou, verskoon my Engels. Ons moet. Julle my, ek vir julle. Julle wil tog weet as julle val en misluk. Nie om dit in jou gesig te vryf nie, maar om jou uit sagmoedigheid op te help en reg te. So ons kom kerk toe, dis die tweede motief, nê. Die tweede toepassing wat ons sê. Jesus vertel die gelykenis nie met die oog om te sê vir my kerk nie. Hy sê vir ons, daar gaan onkruid wees. Alles is nie perfek nie, maar dit is nie vir jou 'n rede om weg te bly nie. Dis nie vir jou 'n rede nie. Ek vra in elk geval, as jy verskoning soek om weg te bly, dan beteken dit jou hart wil nie hier wees nie. So weer eens, as jou hart nie hier wil wees nie, wil jou hart by die Here wees? Ek weet nie. Die derde en die laaste een, toepassing. Net omdat daar onkruid tussen ons en in die wêreld is, net omdat sekere mense sê hulle is Christene, sekere predikers verkondig dat hulle Christene is, maar predikers en ander Christene tussen aanhalingstekens
daai ouens volhard in sonde, beteken dit nie dat ek en jy wat koring is, in sonde moet volhard nie. Die omkruit gee ons nie rede om te volhard in sonde nie. Alhoewel die kerk nie perfek is nie, moet ons dit nie as 'n verskoning gebruik om self te sondig nie. Die rede daarvoor is, want ons gaan afvallig raak. Daar kom 'n dag, wanneer die omkruit van die koring geskei gaan word. Daar kom 'n dag, wat ek glo seker binnekort is. Daar kom 'n oes. Die oes gaan inkom. Die ware gelowiges, hulle gaan na die Here se skuur toe. Figuurlik gesproke, nie? Die drabok, die omkruit, hulle word in 'n bondel bymekaar gemaak en hulle word vers 42 in die vuuroond gegooi en by die vuuroond sal daar 'n geween en 'n geknars van tande wees. Ek hou van daai twee woordjies se verduideliking. Geween beteken om te treur van pyn en van lyding en van smart, dat jy so bedroef, die ergste van die ergste. Maar die geknars van tande dra 'n ander idee. Sekere ouens sê is omdat jy net probeer vasbyt, jy kners op jou tande, maar die ander idee wat dit dra is dat daar gaan mense wees wat in die vuuroond gegooi word en hulle gaan die Here nog steeds verwyd. Hulle gaan sê, Here, hoe durf jy my hier sit? Jy is 'n gelowige. Moet so waaksaam wees. Jy is 'n gelowige. Moet gaan kyk waar lê jou hart. Want net nou dink jy is koring, maar eintlik is jy drapok. En ek wil vir jou sê, die wêreld verkoop 'n goedkoop evangelie. Hulle sê vir jou, sê net 'n gebedjie en alles is oukei. Maar as jy 'n gebedjie sê en jou hart is nie daar nie, beteken dit niks. Waar lê jou hart? Moenie die gebrokenheid van die wêreld en as ons omkruit om ons sien, as 'n verskoning gebruik om te volhard in sonde nie. Jy moet fokus om te volhard. Jy moet veg vir die goeie stryd. Jy moet tot die einde toe aanhou en uithou. En onthou, Jesus gaan die koring van die omkruit skei. Partykeer is dit vir jou as 'n koring moeilik om te groei. Partykeer is dit moeilik want jy voel die druk van die wêreld. Jy voel, almal doen dit, hoekom kan ek nie? Dis wat ons sê. Almal jipou die belasting, hoekom kan ek nie? Ek sê, wel, eerstens, daar's 'n SARS tannie wat in die gemeente sit, dis die eerste rede. Nee, grap. Dis nie die eerste rede nie. Dis want dit gaan oor integriteit. Almal is oneerlik, hoekom kan ek nie? Almal dryf dit, doen dat, of drink, en rook, misbruik dwelm. Natuurlik doen almal dit, want almal is in 'n meerderheid verlore. Dit is die minste, soos ons gesien het in verlede week se gelykenis, altyd die minderheid. Soos die man vir die Here gevra het, is daar baie wat gered word? Nee, sê die Here vir hom, span jouself in, want daar bitter min sal gered word op daai dag. Dit wat hy sê. Ons word geroep om te volhard, om attent te wees op wat ons leer en op wie ons leer, ja, verseker, ja. Ons word ook geroep om die bose te oorwin deur die goeie. En dis hoekom hy so mooi afsluit. Kyk vers 43. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Al wat jy kan doen, as ek nou hierdie gelykenis net 'n bietjie kan rek, is jy kan net groei in die son van jou Here se heerlikheid en fokus op hy wat besig is om jou te laat fotosinteer en te laat groei en floreer in sy woord en in sy waarheid. Wees waaksaam. Kom jou plig na. Streef om deur die nou poort te gaan. Volhard tot die einde toe. En weet dat ons tussen onkruid leef, maar weet ook, daar gaan 'n tyd kom wanneer ons nie meer tussen die onkruid sal leef. Ek wil afsluit met 'n gediggie van Daniel Defoe. Dit is nou Engels. Wherever God erects a house of prayer, the devil always builds a chapel there.
and it will be found upon examination that the later has the largest congregation. Hy sê maar net, as God iets goeds doen, beteken dit die duiwel is kort op sy spoor om iets anders te saai. As God 'n huis van gebed oprig, dan wil die duiwel 'n valse kerk oprig. En hoor jy vir my, valse kerke oorstroom met nommers. Wat hulle is in mening. Kom ek bid vir ons. Hemelse Here Vader, 'n voorreg om stil te kan staan by U woord. My gebed is, Here, dat ons eerstens na ons harte sal kyk vandag. Ons wil weet, Here. Ons wil koring wees. Ons wil skape wees. Ons wil die stem van die Here hoor en ons wil daarop reageer. As die een van ons, Vader, wat drabok wil wees. Maar dalk is die drabok in ons midde. En my gebed is, sal jy hulle verander. Here, ek dink ons almal was op 'n tyd drabok gewees. En U het tog ons harte verander. Verander dan die in ons midde, sodat hulle U mag leer ken en soekend mag wees. Dat daar ware bekering sal plaasvind. Sien dat die woord mag uitgaan. Ons saai, Here, ons gee dalk water, maar U, Vader, U laat groei. En dis al wat saak maak. Laat dit groei. In Jesus naam. Amen.